Goeiemôre. Jy luister na die 102de oordeenking vir die jaar met die groot tema van 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is lewensfases. Ons begin vanmôre met 'n nuwe boek, 'n New York Times topverkoper getiteld Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain. Deur die jare het ek agtergekom dat groot mense, wel, sommige van hulle, baie vinnig is om tieners te veroordeel. Vandag se jong mense, weet jy, vandag se tieners, asof hulle die probleemgenerasie is. Maar laat ek dadelik opkom vir tieners en jong mense, nie uit sentiment of vooroordeel nie, maar uit my eerlike ervaring. Daar is niks wat tieners doen wat erger is as groot mense nie. Inteendeel. Hierdie reeks is bedoel om verskillende geslagte met mekaar te laat praat oor die vreugdes en uitdagings wat elke lewensfase bring, dat ons mekaar beter kan verstaan. Ek hoop natuurlik om soveel as moontlik tieners te bereik, direk met hierdie oordeenkings. Dus wil ek vra dat jy vir soveel as moontlik tieners hierdie boodskap sal aanstuur, of nog beter, dat hulle self inteken by hierdie reeks. En tieners, jong mense wat hierna luister, deel dit met jou vriende. Want hierdie boek gaan jou baie help om hierdie lewensfase waarin jy nou is, beter te verstaan. As jy mooi daaraan dink, dan strek adolessensie, die geleerde woord vir hierdie lewensfase, vanaf 12 tot 24. Dis 'n langer tyd as maar net 12 tot 16 of 12 tot 18. Maar hier is die belangrike daarvan. In hierdie 12 jaar gaan jy besluite neem wat die res van jou lewe gaan beïnvloed. Juis in hierdie 12 jaar gaan jy besluite neem wat die volgende 80 of dalk langer jare van jou lewe mag beïnvloed. Wees dus op jou hoede. Drink die wysheid van die Here in, dat jy vir jou toekomstige self nou goeie besluite sal neem. Ek hoop verder dat hierdie reeks ons almal sal help om onsself in ons lewensfase beter te verstaan. Want dis nie alleen tieners wat uitdagings beleef deur lewensfases heen nie. Indien ek dit kan regkry dat ons aan die einde van die reeks vir mekaar sê, ons as ouers verstaan ons jong mense nou beter, en ons as jong mense verstaan ook ons ouers en ons grootouers beter, dan sal ek voel ek het geslaag in my onderneming. Want die lewe gaan immers oor keuses. Hier is hierdie lewe voor ons. En vir dieselfde moeite kan ons net sowel besluit om gelukkig en in vrede met mekaar te leef. Elke lewensfase het vreugdes en uitdagings, maak geen fout nie. Byvoorbeeld kon dink, dit moet dan lekker wees om 'n baba te wees. Dat jy net daar op jou rug kan lê en met 'n huil of 'n skree skarrel 'n klomp groot mense om melk aan te dra en jou doek te ruil en vir jou te gee net wat jy nodig het. Maar kan jy nou dink hoe ongemaklik dit moes wees om nie iewers heen te kon loop vir jouself nie, nie vir jouself goed te kon doen nie. Hoe taai dit moes wees om te leer kruip, eerste tree te leer gee. Weet jy hoeveel keer het jy geval, jou kop gestamp, weer geval, en weer en weer en weer, maar elke keer het jy opgestaan. Jy sien, daardie gesukkel en worsteling deur daardie lewensfase het jou voorberei vir die res van jou lewe. Want jy sal beslis weer val, maar jy het geleer om op te staan. Babas mag baie oulik wees, maar vir babas draai die hele wêreld rondom hulle self. Sommige mense, veral die in hoë posisies, probeer kliphard om hierdie ervaring voor te sit, dat die wêreld om hulle self draai. As ek net hard genoeg skree, sal ander om my skarrel. Ons moet eenvoudig die babafase ontgroei. Elke lewensfase is dus 'n voorbereiding vir 'n volgende een. En hoe suksesvol ons 'n bepaalde lewensfase deurleef, het 'n beslissende invloed op 'n volgende, en 'n volgende, en 'n volgende fase. Toe ek klein was, het ek gedink daar is net 2 lewensfases.
Jy is 'n kind en dan is jy groot. Maar dis nie waar nie. Erik Erikson het minstens 8 lewensfases identifiseer. Basies ingedeel as geboorte tot 1 jaar, 1 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, 6 tot 12, 12 tot 18 jaar, 18 tot 40, 40 tot 65 en 65 jaar en ouer. Is nie eksakt nie, maar ek dink dit gee vir 'n mens minstens 'n idee dat ons deur verskillende lewensfases moet gaan. Met mense wat vandag so oud word, het ons nog 1 of 2 lewensfases nodig wat dit nog beter sal beskryf. Die punt is, ons is nie of klein en dan is ons groot nie. Terug by begrip vir onsself en ander mense. Ons mensdom is 'n interessante en 'n vreemde spesies. Ons het 'n manier om komplekse dinge, of dinge wat vir ons erg is, met humor te verwerk. So verwerk ons die uitdagings van elke lewensfase met interessante grappies. Jong, waardeer jou klein goed terwyl hulle so klein is, terwyl jy hulle kry waar jy hulle laas neergesit het. Jong, geniet jou kinders solank jy hulle almal onder een kombers kan toegooi. Ek onthou toe Kara, my oudste, die dag gebore is. Toe kom die instaan pediater die volgende oggend daar aan. Hy gooi net so oogie oor haar en daar stap hy weg. En voordat hy by die deur uit is, vra ek, dokter, lyk alles darm reg? Toe antwoord hy my terwyl hy om die hoek verdwyn, ja man, alles is reg, jou probleme kom eers as hy 16 is. Oor jong mense en studente het prof Andries Breitenbach gesê, die definisie van 'n student is iemand wat hulle moeg eet en honger slaap. Om 'n tiener te hê, spot iemand, is soos om in 'n haunted house te bly. Elke nou en dan sien jy 'n figuur uit die hoek van jou oog. Jy hoor kreun en mompelings en dan hoor jy net deure toeklap. Dit maak nie saak hoeveel grade jy verwerf het nie. Niks berei jou voor vir 'n tiener wie se foon oornag nie gelaai het nie. Tieners, is dit waar? Nou die dag spot iemand en sê, my tiener gaan dood van die honger. Al wat hy vandag al geëet het, is 2 bakke ontbytpap, 5 toebroodjies, 12 granola bars en 'n heel hoender. 'n Laaste een oor tieners. Wees altyd vriendelik teenoor vreemdelinge wat jy ontmoet. Jy sal nooit weet wie besig is om 'n tiener groot te maak nie. Ouerskap is geen grap nie. Geen kind word gebore met 'n handleiding saam nie. 'n Mens kan 12 kinders hê en elkeen verg 'n unieke benadering om hulle aan te moedig, te waarsku, te tugtig of te inspireer. Tieners dink dikwels dat hulle ouers net een ding per dag het om te doen. En dit is om te sien dat hulle lewens glad moet verloop. Ek weet, ek was ook 'n tiener. As ek my pa of ma sien wegry het van die skool, het ek nie gedink aan wat hulle van die res van die dag moet doen om my op skool te hou, my aktiwiteite te betaal, reëlings te tref, kos te koop, klere aan te skaf of wat ook al nie. Ek het maar net aanvaar. Dit is hoe dit is. Ouers moet 'n wysheid openbaar wat veel verder strek as dit waartoe hulle erkenning ontvang. Die beste raad wat jy in jou lewe kan kry, wat enige dag op Oprah Winfrey 'n applous sou ontlok, word dikwels deur jou tiener met 'n afgemaak. Mark Twain het gesê, toe ek 'n seun van 14 was my vader so onverstandig dat ek dit skaars kon verduur om naby hom te wees. Maar toe ek 21 geword het, kon ek nie glo hoeveel wysheid hy opgedoen het in die 7 jaar nie. Deur dit alles heen sê hulle, ons moet maar versigtig wees, want ons kinders gaan eendag ons ouete huis kies. Ons hanteer die ouderdom ook met 'n goeie dosis humor. Wat noem jy iemand wat van maandae hou? Afgetree. Wat is die sleutel vir 'n goed gestruktureerde aftrede? 'n Rigiede middagslaapie skedule. Jy word nie grys nie. Dit is wysheid se highlights. Nou dat jy ouer word, begin alles vir jou te klik. Jou knie, jou rug, jou nek. Hulle sê ook, moenie dat die ouderdom jou onderkry nie. Dis te moeilik om jouself weer op te kry. Maar
Alle grappies op 'n stokkie. Die lewensfases kan soms 'n kloof veroorsaak tussen mense, want ons sien nie die lewe altyd op dieselfde manier nie. Wanneer hierdie verskille in lewensfases gepaard gaan met agterdog, verwyd en beledigings, sal ons kort voor lank uitmekaar begin dryf. Ek vra dus dat ons in hierdie reeks, almal van ons, ongeag ons lewensfase, met nuuskierigheid en deernis sal luister na die uitdagings, vreugdes en geleenthede wat elke lewensfase bring. Die Bybel neem lewensfases ernstig op, soos ons later sal sien. In die Bybel is daar raad vir jong mense, raad vir ouers, ja, en ook raad vir bejaardes. Kom ons sluit vanmôre ons oë en ons vra dat die Here ons, ongeag ons lewensfase, wysheid en insig sal gee, en ook tog 'n tikkie humor daarby. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie oggendoordenkings en hierdie kwartaal, wil ons praat oor verskillende lewensfases, dat ons mekaar beter sal verstaan, 'n begrip sal ontwikkel vir die ongelooflike, fascinerende manier hoe jy ons geskep het, hoe ons breine en ons liggame ontwikkel. Help ons, Here, om met waardering na mekaar te kyk, met die hart van Jesus na mekaar te luister, en deur die Heilige Gees 'n omgee en begrip vir mekaar te hê, sodat ons deur elke lewensfase heen die vreugdes kan deel, maar so ook die besorgdhede wat elke lewensfase bring, die uitdagings en die misverstande, dat ons dit sal oorkom. Ons bid in die besonder vanoggend vir elke tiener, vir elke jong mens, wat op 'n besonderse manier uitdagings in hierdie wêreld die hoof moet bied, lank voordat hulle die lewenservaring daarvoor het. Here, seën ons tieners en seën elkeen van ons in watter lewensfase ons ook al is. Dankie, Here, vir u liefde vir elkeen van ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.